Goeienaand en welkom by Baardberaad, episode 131. En vanaand gesels ons oor hierdie duimpie. Ons is nou amper so 'n week weg van duimpie tyd. En al die ander goed wat my verpest rondom die verkiesing. Gesels gerus saam. Ek hoor ou Baaskoot van Boer Media sê daar's een of ander ding wat hy wil toets daar by op die YouTube kanaal. So gesels gerus saam met ons op die YouTube kanaal as jy toegang het tot Boer Media se YouTube kanaal, gaan kyk gerus daar saam met ons en ons hoop julle geniet die program. Goeienaand Johan, daar oor die Vuilrivier. Hoe gaan dit by julle in die Vrystaat? Het die winter al by julle uitgekom? Nou, het Alwyn, altyd lekker om saam met te kuier. Man, nee, die winter is nog nie hier nie. Ek kan nie dink dat ons al ryp gehad het nie. Hy gaan draai, ek dink nou die oggend by so 2 grade gaan draai, maar dit is die koudste wat hy nog geword het. So vir my maand eintlik baie warm weer. Vreemde tye. Ja, ek moet sê, as jy nou praat van 2 grade, daar by jou, ekskuus, ek wil so in die agtergrond net kyk of ek by die kommentare en die goeie kan uitkom. Maar ja, hier by ons het hy nog nie so koud geraak nie. Ons is nog in die lae dubbelsyfers tot die hoë enkelsyfers. Ons is nou nog nie eens naby hier by ons dat dit iets lyk soos ryp of iets wat regtig begin koud raak nie. Jy moet maar 'n baadjie in die môre aantrek en so. Ek wil nou nie sê as die son sak nie, as jy nou sien die son begin onder toe gaan, dan moet jy alweer begin gryp na 'n baadjie, maar die dae is redelik aangenaam. Ja, nee, ons het hier oor die naweek was dit eintlik warm geweest. Veral as jy buitekant is, in die huis is dit nou koeler en dan soos jy tereg opmerk in die oggende en in die aande dan kort ou baadjie, maar dis ook net. Ek wil amper sê meer 'n kop ding, as jy baadjie aan het dan is jy reg. Dis dan ook nie so vreeslik koud nie. Ek het nie die ouderdom ook 'n rol daar te speel nie. Dat ou nou vinniger na 'n baadjie soek nie, want ek sien die jong manne is nog in die kortbroeke. Ja nee, hier by ons, maar ek moet nou sê die ouens hierso, my buurman hier met sy kortbroek, hy dra kortbroek heel winter. So dit is nie vir my snaaks nie. Hy kom nooit in 'n langbroek nie. Maar ja Johan, nou het ek al die regte knoppies gedruk en ek kan nou sien almal wat saam gesels. En ek sien die ouens sê in Potch loop hy nog hier by 26 grade. En ek sien Johan dit gevra, Johan van der Sand vra waar is ons? Maar lyk my hy was net so 'n bietjie vroeg, ons was so 'n minuut of wat laat vir hom. Gideon van Deventer groet. Michael Forrie daar uit Noord-Dakota in Amerika. So die manne gesels lekker saam, Johan. Johan, maar terwyl as jy nou lekker in die gesels is, sal ek weer kyk wat die manne almal saam gesels. Maar kyk, ons is mos nou daardie tyd van die jaar, en ek het nou gesê daar, ter inleiding van die program vroeër vanaand, dat ons gaan nou 'n verkiesingsprogram hê, maar ek vermoed nie ons gaan heeltemal die resep van gewone verkiesingsprogramme of van jou gemiddelde verkiesingsprogram volg nie. Ek weet nie met my en jou nie. Nou een ding wat my nou verpes, en ek weet nie hoekom doen die ouens nie, kyk daai volgende Woensdag, hiervan, ek wil nou nie sê vir 8 uur af nie, want ek dink daai our people wat daai stembusse beman is, seker eers 10 uur daar af, hoe laat begin hulle werk. Maar dan gaan jy nou, wel die meeste van die volk, dink ons in 'n geval, dis nou 'n vakansiedag en dan lê hulle tot die son hulle sterre uit die bed uitbak. Maar as hulle nou klaar is en klaar in 'n ry gestaan het, dan begin jy die duimpies sien, daai vuil gesmeerde duimpies. En elke derde siel sal nou 'n foto van sy duimpie wys. Johan, ek weet nie of dit jou ook so irriteer soos wat dit vir my irriteer nie. Nee, as ek jou so luister, irriteer dit jou duidelik meer as vir my. Ja, die duimpie op die sosiale media is seker nou maar, wat is dit, wat hulle dit noem, as jy op sosiale media, weet jou waardes, daar mos 'n naam vir dit, wat, een of ander ding, as jy nou sosiale media ek wil amper sê, jou politieke standpunt, is dit nou nie, wat is gaslighting? Ek het al die woord ook gehoor, maar ek weet nou nie eintlik nie. Nee, dis nie dit nie. Maar in elk geval, so ja, en dan sal gewoonlik kort daarna iemand wat sy skoon duim opsit en so gaan dit aan.
mense wil nou maar op iets iets plaas. Maar ja, ek weet nie die vrouens wat nou hulle naels doen, is hulle nou ongelukkig oor dit of kom dit af of sal interessant wees om te weet of die dag of die paar dae na verkiesing meer vrouens hulle naels gaan laat doen na daai ding op is. Sal interessant wees om te weet of hulle daar 'n bietjie besigheid uit die dinge kry. Ek sien die ouens kuier van lekker oor die wêreld. François kuier daar saam uit Marbella in Spanje. Hy sê daar is dit ook nog 'n lekker 27 grade. So ek hoop nie 'n bil trap vir hom raak daar nie, bly maar die pad uit van daai bulle wat in die strate loop. Ek weet nou nie of hulle daar in jou dorp ook rondloop nie. Daai dorp wat hulle mos rondhardloop is 'n ander dorp wat die naam my nou ontgaan. Johan, ja nee, maar soos ek sê, ek dink ek moes nou al eintlik vandag moes ek my duim afgeneem het, jy weet, dan sou ou daarom voor die verkeer, jy weet, dan as jy eerste in die ry, die ouens moet altyd eerste wees. So dan sou ou nou eerste in die ry. Jy weet maar nou sien ek en dit is nou 'n ander ding van die spilletjie wat my ook irriteer. Ek sien nou Andries van der Walt sê ekskuus, laat ek net hierdie ding skuif. Hy praat van die aanval op jou geloof, kultuur, taal en vryheid is globaal. Ons moet eerste as Suid-Afrikaners verenig om 'n globale bedreiging op ons vryheid hok te slaan. Ja, voor ek nou daarby uitkom, Andries, dan sê daar's net een party wat aktief werk en dan sê dis OHM, Organic Humanity Movement. Nou Johan, ek gaan nou eerlik wees, ek het nog nie eers van daai ouens gehoor nie. Toe ek daai ding doen of lees toe dog ek is een of ander iets wat vegetariër vreet. Jy weet maar toe hy by die movement kom toe dog ek nee, dit sal nou nie weer so wees nie. Het jy nou al van daai ouens gehoor? Ek wil my verbeel dat ek al van hulle gehoor het, maar ek is glad nie 'n kenner op politieke partye nie. Ek ken nou maar die paar grootes en dit wat ou nie nuus sien, maar ek wil terugkom na die duime toe. Ons moet 'n dag kry waar al die boere hulle duime afneem en op Facebook sit. Man, dit gaan nou vir jou interessant wees. Kyk, dis mos die eerste ding wat jy raakslaan met 'n hamer. So die helfte van hulle sin gaan blou wees, die helfte sin ek ken mense wat se duime half af is. Dit sal dan 'n oulike Facebook tendens maak as al die boere, kyk, 'n boer se hande is mos, jy sien hom sommer in 'n werktuigkundige op. Die naels is afgebyt tot in die vleis en dan is daar nog steeds grease daaronder. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie, maar daar is nie 'n naal nie, maar daar is nog steeds grease daaronder. Dit kan mos nou net 'n oulike speletjie raak as al die ouens nou hulle duime opsit. Johan, ja, ek weet nie, noem my nou maar moeilik, maar ek sal hulle moet eerder daai moment wat die duim blou geraak, wat veroorsaak het dat daai duim blou geraak het, hulle moet dit eerder opsit, jy weet, ek dink dit ek sal dit baie meer vermaaklik vind. Nou sien ek hierso so geel bedryf hierso op hierdie skerm skielik, en nou vra iemand, wat is die superchat besigheid, en ek is seker Baas Koot gaan nou verduidelik daar hoe hierdie storie werk, Johan, maar ek ken dit nou nie glad nie, dit is nou vir my 'n vreemde ding, so daar leer ons ook nou 'n ander ding hier op Boer Media. Hoe sê hulle, jy kan nie 'n ou hond nuwe triks leer nie, maar hier by Boer Media as hierdie ou brakke kan hom so nou en dan met 'n nuwe ding lyk my voor in dag kom. Maar Johan, een ding wat nou nogal vir my, ek weet nie, ek moet sê, vroeër was ek nogal redelik driftig oor verkiesings gewees en ek het graag my opinie met mense gedeel en ek het jy weet, ouens vertel, jy weet, partykeer was dit mos, gaan dit nou oor, die ou wil jou nou vertel, sy party is die beste, en om ons boere, ouens, is daar, dit is nie noodwendig so groot ding nie, maar die groot stryery in die kringe wat ons, ek beweeg, ek weet nou nie van jou nie, is nou die gaan stem of nie gaan stem nie, jy weet, en dit neem ure en ure van ouens se tyd in beslag. Nou moet ek sê, soos wat ek hierdie jaar voel, sal 'n jonger Alwyn my redelik die rook uit my uit irriteer. Jy weet wat, dis nie meer gesprekke wat ek wil hê nie. As jy wil gaan stem, gaan blerrie stem. As jy nie wil gaan stem nie,
werk in jou tuin en bring die dagdarm weet positief deur. En as jy vir 'n politieke party stem, loopstem vir hulle en jy weet, Johan, dink jy daar is nog mense wat hier 'n week voor 'n verkiesing nog oop is vir sulke tipe gesprekke en wat hulle gaan oortuig om te gaan stem? Of om dan vir 'n ander party te stem as wat hy in gedagte gehad het? Alweer is 'n interessante vraag. As jy gaan kyk na wat op die oomblik in die media aan die gang is dit amper stiller as so 3 weke terug. Dit voel vir my 2-3 weke terug was daar meer energie. Daar was almal het hulle manifeste geloods of wat ook al. Daar was so 'n bietjie van 'n oplewing in almal se plakate op. Nou as jy nou vra, jou vraag vanaand is watter verkiesings voel vir Peso? Nou ek hou nie van plakate teen pale nie. Dit is vir my die aardigste ding. Elke keer met 'n verkiesing al hierdie plakate en so dis nou iets wat my meer irriteer as al die ander goed. Maar daar was 'n klomp artikels en 'n klomp mense en toe het dit afstil geword. Ek weet nie, ek het die laaste week of 2 het ek nie veel niets gehoor nie. Dis maar almal met dieselfde ou storie en dan lees jy maar 'n plakkaat hier en daar en radio advertensies wat eindig met hierdie is nie noodwendig die opinie van die radio nie en is betaal deur die politieke party self. Want ons wil nie eintlik met iemand assosieer daai tipe advertensies wat jy hoor maar dit was maar dit. MK het so 'n bietjie golwe gemaak met hulle hofsaak en Zuma en die een en die ander, maar ek weet nie, dit voel vir my as jy dit vergelyk met vorige jare, is dit amper asof dit stiller is, amper asof daar minder energie is. Die mense met wie ek praat nie oor die verkiesing nie, niemand, ek weet nie, ek beweeg seker in verkeerde kringe, natuurlik is daar by die verkeersligte so af en toe, jy weet, hier is die groenspan nou en hulle deel ietsie uit en dan is daar weer by die volgende robot die blouspan en maar dis nie asof mense my verskriklik entoesiasties is oor die verkiesing nie. Ek weet nie, dis die gevoel wat ek kry. Weer eens ek beweeg dalk nou nie in dieselfde kringe as ander mense nie. Maar daai vurige gevegte of ouens wat jy probeer oortuig. Ek weet nie, ek sien nie baie van hulle nie. Ek weet nie, het hulle al in jou deur kom klop en jou vra vir jou stem. Voor ek nou daar antwoord, ek sien nou Christo Legrand het ook daarvan daai superchat bedryf gebruik gemaak, maar hy het nou niks gesê nie. Maar hy het 'n bydrae gelewer. Dankie daarvoor Christo. Dis die tweede een Johan. So lyk my die mense gebruik hom. Johan daai het Vryheid. Wie is die eerste? Johan Fourie daar van Vryheid se wêreld. Ook 'n bekende by Boer Media. Die Eyster gaan sy naam moet kry op die ererolbord vir die heel eerste van hierdie goede wat ook al dit is. Ek weet nie hoe dit werk of wat dit is nie, maar dis die eerste vir Boer Media. Dit moet iewers opkom. Ja, ons sal daai werk daar gee vir Bas Koot. Hy is die hoof uitvoerende beampte, die kok en die koffiemaker by Boer Media, so baie dankie. Ou Bas Koot en die administrasiebeampte, hy moet dit iewers van boekhou. Nee, ek het nogal verlede week ek nou by 'n ou, jy weet as mens nou begin, hoe ouer jy raak, hoe meer skete het jy en hoe slegter kan jy sien. En toe besluit ek is nou al te veel as ek 'n ding probeer lees, my bril op en af. Nou weet ek, as dit so gaan, dan weet ek is nou tyd om nou by oogarts uit te kom. En die ou wou my nou nogal redelik hard oortuig, jy weet, om te gaan stem. Hy wou nou nie 'n politieke party in my keel afdruk nie, jy weet, maar ek sien wat anders is hierdie jaar, Johan, dis nou nogal snaaks, is dat die ouens promoveer nie noodwendig 'n politieke party nie, maar hulle bondel hierdie goed so saam. Sê, stem vir een van die honde in hierdie pak. En die honde aan daai kant van die draad moenie vir hulle, en ek sien dit is nogal 'n tendensie, weet, in plaas van 'n politieke party. En hy wou toe nou vir my verduidelik van daai, nee, ek moet nou loop stem, anders is dit te stem vir iemand anders. Amper sê ek nou kak hier op lewendige uitsending. Jy weet, ek sê vir hom, nee, twak man, dit werk nie so nie. Ja, nee, ek sal dit nie sê nie. Jy weet, maar ek sê toe vir hom, nee man, is soms op 'n twak, as ek nie gaan stem nie, dan gaan daai stem vir niemand nie, dis hoe 'n verkiesing werk. En ek stel toe voor, dat hy as hy verskil gaan maak, moet hy by daai jong
klompies of is nou altyd ook nou nie meer so jonk nie wat hier op die hoeke van die straat sit te wag vir werk. Jy weet, gaan oortuig hulle om vir 'n ander party te stem, want so gaan jy 'n groter verskil maak as wat jy my gaan probeer oortuig. Jy weet, ek dink ek is nou al, ek weet nie of ek te oud en te harregat is nie, maar ek is nou nie meer 'n ou wat sommer in 'n hoek gaan gejaag word nie. Ek weet Johan, die ouens is nou al vir 30 jaar belieg. En dan elke 30 jaar, jy weet, ek onthou nou daai tyd, ou kan nou maar seker die party hier noem, want hulle bestaan nie meer nie, is die nasionale party. En dan elke blerrie 4 jaar het hulle 'n ander storie. Toe die een oom my eendag vra, ek sê, ouma, moes ek jou geglo het vir 94, toe jy nou vertel die ANC, is nou hierdie grootste uitvaagsels, of ek weet nie hoe lank het dit gevat, ek dink 8 jaar later, toe vertel hulle nie, hulle gaan nou die ANC van binne af omvorm. Ek sê nou, wanneer moet ek, het jy toe vir my gelieg of lieg jy nou vir my? Jy weet, en ek voel, hierdie politieke partye, dis die gevoel wat ek kry, die lot van hulle, ek wil nie eers een uitsonder nie, maar die storie wat jy 2 verkiesings of 3 verkiesings terug gehoor het, is nie meer die storie wat jy nou hoor nie. Jy weet, hulle neek so saam waar die stroom hulle vat, waar hulle dink hulle kan die meeste ouens kry wat vir hulle in die ry gaan staan. So ek het 'n bietjie my aptyd vir dit verloor. Ja, het is interessant, Alwin. Ek dink die ou se naam is Rory Sutherland. Nou, as iemand in bemarking is, ek wil graag hoor wat het jy nou gelees. Want jy het dit klaar blykbaar baie geniet. Daar was 2, Johan, ek sal daarby uitkom. Okay, ek kan, maar in geval, as jy in bemarking is, dan gaan jy weet wie is Rory Sutherland, en as jy in bemarking is en jy weet nie wie is nie, gaan kyk sy werk. Hy het die punt gemaak dat ons kies mense, ons wil politici hê wat 'n argument kan wen. So dis ouens wat 'n baie sterk argument kan doen en hy kan hom in die openbaar en daar in die parlement kan hy die argument wen. So dit is ons idee van 'n suksesvolle politikus, is iemand wat 'n argument kan wen. En nou het ons hierdie omgewing geskep waar mense wat argumente wen politici word, en dit gaan nie noodwendig oor wat hulle op grondvlak uitrig nie. Dit gaan oor die feit dat hulle goeie argumente kan wen. En dit is internasionale tendens onder politici. Baie van hierdie ouens is welbesproke, welbelese, hulle is skerp, blitsig, vinnig, maar hy weet nie wat is dit om op grondvlak 'n verskil te maak nie. En as jy gaan kyk na die politici, kan jy verstaan wat hy sê. Ons het ek wil amper sê die leiers van ouds is mense wat iets gedoen het, en mense het gesien hy doen iets, en gesê, maar ons wil meer van dit gedoen hê, so kom ons maak jou die leier. Nou is dit iemand wat sê, iets moet gedoen word, en hoe meer mense hou van die idee dat hy sê iets moet gedoen word, hoe meer mense stem vir hom, maar daar word nog steeds niks gedoen. Jy hoor wat, ek wil amper sê daai klemverskywing van leierskap teenoor politici teweeggebring het, want op die einde van die dag is politiek 'n besigheid, en daar sekere goed wat jy moet doen. Hulle doen navorsing oor hoe om jou die beste in die hande te kry, oor watter boodskap vir jou saak maak, oor hoe om met jou te praat sodat jy vir hulle die stem kan gee. Dis nie meer, ek wil amper sê, 'n ou staan en praat sy hart uit en hy glo in dit wat hy sê nie. Daar's baie marknavorsing, daar's mense wat die toesprake skryf om seker te maak, jy praat met al die groepe en wie is jou teikenmark en op watse radiostasie adverteer jy en dit het wetenskap geword. En ek dink net mense besef nie hoeveel geld, en in Suid-Afrika dalk nie so erg nie, maar as jy gaan kyk in Amerika, hoeveel geld word gespandeer agter die skerms om jou te probeer oortuig om vir 'n party te stem. Dis skrikwekkend. Hoe mense gemanipuleer word op jou sosiale media, op gewone media. Elke boodskap is spesifiek ontwerp om 'n groep te bereik met 'n sekere doelwit. So ja. Maar waarvoor het jy so gelag? Nee Johan, hier is nou 'n paar mense wat nogal skerp is. So ek gaan nou ook hier moet soek hier, want ek moet nou op Bakkiesblad en op YouTube lees. So die Bakkiesblad ouens kan ook wel op YouTube kom kyk hoe hierdie superchat ding werk, en Andries van der Walt, hy het ook daar 'n superchat ding gesê, en hy sê ons moet moeite doen om te gaan stem. Ja, Johan van der Sant, ekskuus, ek moes gou hier soek.
Hy sê daar's 'n lelike ding op 'n rooi plakkaat voor my huis en dan sê hy nou wat hy nou graag met die plakkaat wil doen. Maar Johan, ek weet nou in vorige verkiesings, hoor ek het blykbaar gebeur op 'n planeet ver hier vandaan af. Jy weet, ek weet die ouens raak gewoonlik kwaad as jy nou hierdie verkiesingsplakate voor die tyd afhaal en die polisie sluit jou toe en so aan, so moet dit nie doen nie. Ek sal dit nog glad nie aanbeveel nie. Maar partykeer dan is hierdie ouens laks, jy weet, hulle sit verskriklik vinnig plakate op, maar jy weet, hulle haal dit nie so fliks af nie. Nou weet ek as mens nou, of as daar is mense blykbaar wat daai plakate dan gaan afhaal en dan maak dit 'n lekker agterkant vir 'n skietklap se skietteiken. Hoor ek blykbaar. Ek het iewers gehoor iemand praat so en ek dink Johan van der Sand het hom so. Ekskuus Johan. Ja. Nee, as ek reg is, het ek nou onlangs gehoor van 'n tannie wat van die plakate afgehaal het en nie besef het dis 'n misdaad nie. En ek dink sy is daar, weet, 'n boete en of tronkstraf in die gesig. Mense moet besef dis 'n kriminele daad om daai plakate af te haal. As dit nie was nie, sou ek het ook gedoen het, want die goed irriteer my, maar jy mag nie. En die ander artikel wat ek gelees het is, ou Karel Niehaus lyk my het 'n pak gekry omdat hy die goed opgesit het. So nou weet ek nie of jy mag keer dat iemand dit opsit nie. Daar sal seker wetgewing rondom dit ook wees. Wat ek nie weet nie, is hoe besluit hulle wie se mag bo en onder, of mag hulle dit nou skuif, of as jy nou daar aankom, moet jy nou maar die plekkie vat wat oop is. Ja nee, as jy eerste is Johan, dan kan jy nou die ereplek kry. Maar so gepraat van, ek het ou Kareltjie Niehaus se ding gesien, maar nou sien ek, hulle wys sy hand wat nou so 'n bietjie bloed op het, en nie sy gevreet nie. Maar toe hulle daai foto wys, toe glo ek dit dadelik nie. Jy weet, ek dink hy het die ding met draad vasgemaak en het homself gekrap met die hand, en toe voel hy nou verskriklik sleg daaroor, toe wil hy nou vertel. Want ek kan nie dink dat Karel Niehaus 'n geveg teen enige iemand onder 80 gaan wen nie. Jy weet ek, dit is vir my 'n bietjie dik vir 'n daler. Iemand het nou die dag gesê, jy weet hierdie, in Engels noem hulle dit celebrity boxing matches, of wat ook al, toe hulle gesê, Karel Niehaus en wie moet mekaar timmer, maar in elk geval, dink, was dit nie jy wat dit nog gesê het nie? Ek pleit onskuldig, Johan. Okay, nou weet ek ook. Ja, Johan, dit was vandag, lyk my jou korttermyn geheue het 'n bietjie werk nodig. Maar ek sien nou François van der Westhuizen sê hy het laas gestem in die Scope se top 12. So dis 'n wyle terug. Hy het hom net gekoop, want goeie artikels gewees. Ja, dan sien ek nou, jy weet maar, die weermag was dit omtrent die mees geleesde, beskikbare tydskrif. Ek sien nou, vir freks, daar het ek nou hierso 'n verkeerde ding hier oor gekom, ekskuus net gou-gou. Ek sien nou Johan Derksen, en ek neem aan dis Johan Derksen daar van Pottie se wêreld af. Ekskuus Johan, nou soek ek net gou-gou hier, ek het hier 'n verkeerde ding. Hy sê ons moet gaan stem. Hy moet gaan stem om, ekskuus, hy sê ons moet gaan stem om die ANC uit te kry. Maar soos ek gesê het, Johan, daai wiskunde maak nie vir my lekker sin nie. Jy weet, 3 miljoen teen 20 miljoen, dan dink ek nie my stem. Maar nou sien ek, 'n ander ding, ou Bas Koot het hier so 'n peiling opgesit op YouTube, en hy vra nou, wat voorspel jy gaan gebeur met die uitslag van die verkiesing? ANC meer as 50%, ekskuus man, waar daai ding nou, ANC EFF koalisie, ANC MK koalisie, of dan die veelparty koalisie meer as 50%, en Bas Koot, as ek nou hier gedruk het, dat hierdie ding moet ophou, dan vra ek nou om verskoning, ek probeer nou hier te veel knoppies druk, dan kan jy hom net weer opsit, ek weet nou nie hoe om dit hier aan my kant te doen nie, ek mag dalk die verkeerde ding gedruk, maar wat ek nou wou vra is, Johan, hoe
Of dink jy, ek sien almal maak nou groot gewag dat die ANC onder 50% kan kry en hierdie keer is dit nou die groot geleentheid om die ANC onder 50% te laat kry en as ons net die ANC onder 50% kry. Maar wat is jou opinie? Dink jy dat dit noodwendig 'n goeie ding is as die ANC onder 50% kry? Alwen ek dink ons moet die eerste vraag hanteer, ANC onder 50%. Die ANC hou die verkiesing, die ANC was 30 jaar lank in beheer, die ANC is korrup, al hierdie goed is feite. Ek kan nie sien dat hulle net gaan omrol en die land gaan weggee. So ek vermoed, as dit vat om mense met busse aan te ry en as dit vat om ekstra stemme in bokse te gooi in die nag en ek dink hulle gaan doen wat hulle moet doen om 50% te kry. Ten minste 50%. Dis my voorspelling. Weer eens, ek is nou nie die grootste politieke voorspeller wat daar is nie. Dis naaste my soos die weer. Ek kan nie sê of dit gaan koud of warm wees nie. Maar ek sal redelik, ek sal nie verbaas wees as die ANC 50% het nie. Ek dink nie veel meer nie, ek dink nie ons gaan die ANC met 60% sien wen of so iets nie. Ek dink hulle gaan net doen wat genoeg is. So dis my eerste oproep. As hulle dan net onder die 50% inkom, glo ek gaan hulle dalk met 'n paar klein partye probeer saamwerk om hulle oor die 50 te druk, eerder as om met 'n groote soos MK of EFF te gaan waar hulle te veel moet weggee en opgee en prys gee. So ek dink dit sal hulle amper sê tweede prys wees om weg te kom met 'n klomp klein partye wat hulle iets voorgee. Maar ja, ons kan maar kyk hoe dit uitspeel. Ek dink nie die DA koalisie saam met die V+ wat noem hulle daai ooreenkoms het genoeg mense, omdat in Suid-Afrika dink ek nie is daar genoeg mense wat ek wil amper sê regdenkend is om te verstaan wat is die probleme en die uitdagings nie. Ek kan nie sien dat hulle bo die 50% sal kom in daai koalisie nie. Ek dink daar's te veel rolspelers. As jy die ANC, EFF en MK saam sit, dan praat jy van nog steeds op die einde van die dag, ek dink 60% of 70% dalk, wat tussen al daai ander groepe is. Ek kan nie sien dat die DA deel is van 'n groep wat meer is as 50% sonder dat hy die ANC, die EFF of die MK nader. Die punt is die wiskunde werk nie uit nie. Die wiskunde werk nie uit nie want Suid-Afrika moes nooit een land gewees het nie. En dit is iets waaroor ons nou al gesels het hierso. Ons het nie noodwendig 'n regeringsprobleem nie. Ons het 'n bedelingsprobleem. Ons het die land is te groot met te veel groepe wat te veel van mekaar verskil om as 'n eenheid te bestuur. En solank soos wat ons in hierdie totale minderheid is, ek kan nie sien dat jy by die politiek gaan uitkom nie. Nou, die tweede vraag, ekskuus, ek praat nou lank, ek vra om verskoning. 'n Koalisie in beheer, maak nou nie saak of dit die DA koalisie is of dit 'n ANC koalisie nie. 'n Koalisie is 'n bliksem. Want almal, die Engelse woord is leverage. Ek het nou vinnig Afrikaanse woord so kry. Maar almal probeer armdruk vir soveel as moontlik voorsprong vir sy eie party binne in die koalisie. So daar's iets wat gedoen moet word. Ja, ek sal my stem gee, maar ek wil die burgemeester van daardie dorp nou van my party hê. En ek wil dis die heeltyd gunsies en gawes wat gedoen moet word om almal gelukkig te hou binne in daai koalisie, want onthou nou, daai ouens deel nie dieselfde siening en waardes nie. Anderster sou hulle nie dieselfde party gewees het. So die koalisie is bloot 'n voertuig om as 'n teenpool te dien vir die ANC dan nou, maar binne in daai voertuig het ons groot verskille. So nou is iets vir my belangrik. Nou gaan ek my stem weerhou sodat dit wat vir my belangrik is op die tafel gesit kan word. En op die einde van die dag, as hulle eers dit begin doen, gaan besluite nie geneem word nie. En jou ouens wat operasioneel is, jou ouens wat die werk moet doen, gaan verskriklik gefrustreerd word, want jou besluitnemingsproses gaan geblok word deur partye wat met mekaar probeer meeding vir, ek wil amper sê, poste binne in die storie. Dis my gevoel. Johan, ja, dis nou hele bek vol. Maar die punt wat ek juist wil maak is, ek weet nie of dit noodwendig 'n goeie ding is as die ANC onder 50% kry nie. Die ANC is 'n klomp blikskorrels. En hulle doen 'n klomp goed wat ons die hel in maak en wat ons weet nie goed is vir
vir die langtermyn vir die land en vir sy mense nie. Maar ten spyte van hoe veel blikskorrels daar is dit nie die slegste duiwels of die meer radikaalste duiwels nie. So, wat gaan gebeur, myns insiens hier van die kantlyn af is, sodra hulle onder 50% kry, dan dwing jy hulle om in 'n koalisie te gaan met een van die meer radikale partye. Met die EFF of met die MK, watter provinsie dit ook al, ons weet in die noorde is die rooi bende beter of meer, en ek weet nou nie wat is die MK, is hulle nou geel bende, ek weet ook nie wat se, ek weet ook nie. Maar in 'n geval, in die KwaZulu-Natal sal hulle seker daar weer 'n groter verskil maak. So, jy gaan hierdie ouens nou dwing om die meer radikale partye saam bed toe te vat. En dan dink ek, jy weet, die transformasie goede wat hulle nou nogal oor praat, gaan hulle dan dalk meer druk en vinniger druk as wat hulle op hierdie stadium gedoen het, want hulle, soos jy nou sê, die koalisievennote moet gelukkig gemaak word. As daai ons uitklim, dan verloor ek die mag en jy weet so, alhoewel almal graag wil hê die ANC moet nie meer die regerende party wees nie, weet ek nie of dit regtig so 'n goeie ding gaan wees nie. Jy weet, as ek nou nogal gesien het dat daar 'n radikale verskywing was in die politiek, dat hulle hier by die 20% kon kry, dan sou ek gesê het, ja, dinge begin nou vir my sin maak, maar jy weet, daai wiskunde voorspel vir my meer moeilikheid, as ek dit hier van die kantlyn af kyk, jy weet, sou hulle nou koalisie met iemand ons gaan. Ja, en ek dink baie mense het hierdie prentjie in hulle kop dat, kom ons sê die ANC is nou onder 50% of kom ons sê selfs hierdie DA-geleide koalisie kom in beheer, dat die ANC net gaan verdwyn. Dit is nie die geval nie. Dit gaan nie, Suid-Afrika gaan nie dan 'n sprokiesland word nie. In die eerste plek, net weer eens uit 'n praktiese oogpunt, ons infrastruktuur is hel toe, ons het ongelooflike skuld wat in elk geval nog steeds moet betaal word deur watter regering ook al in beheer is. Ons het nog steeds die sosiale en ekonomiese uitdagings. Ja, 'n nuwe beleid en 'n nuwe bestuur gaan dalk 'n rigtingverandering teweegbring, maar in dieselfde tyd gaan jy met baie meer konflik sit. Die DA geleide koalisie en die ANC geleide koalisie gaan twee verskillende lande regeer. Die ANC geleide koalisie, as hulle in beheer is, het hulle die amptelike oppositie van die DA. Terwyl as die DA geleide koalisie in beheer is hulle amptelike oppositie die ANC, wat 'n revolusionêre party is, wat dit nie net gaan vat nie. So as jy, en ek dink dis die punt wat jy ook maak, wat ter ondersteuning, as 'n DA geleide koalisie in beheer is, gaan hulle met baie meer onrus, baie meer protesaksie, baie meer konflik moet werk, as byvoorbeeld 'n ANC waar die oppositieparty geneig is om eerder via die hof en die regte kanale dit wil doen. So is twee verskillende Suid-Afrikas wat regeer moet word op grondsoorvlak, afhangende van wie wen. Ek dink een van die groot vrae wat baie ouens het, en ek het die opname ook al gesien op sosiale media, is die vraag, wat is die kans vir konflik na aanleiding van die resultate? Daar's 'n video wat vandag hier rondte gedoen het, waar iemand van MK gesê het, daar sal nie 'n verkiesing wees as Zuma nie staan nie, byvoorbeeld. Nou ja, die hofsaak het toe nou ons gesê, ek dink hy mag self nie staan nie, maar hy mag sy gesig gebruik, iets na dit. Maar ek dink een van die groot bekommernisse, en ek dink generaal Roland Skuman het dit ook op 'n stadium aangespreek, is of ons gaan konflik en protesaksies sien na aanleiding van die uitslae van die verkiesing. Ek dink dis 'n nader of 'n groter krisis of bedreiging as die uitslae self dalk in sekere dele. Ek dink Natal. Ja, Johan, ek weet nie, ek het gehoor die slim manne praat so, ek is nie so oortuig daarvan nie, ekskuus, laat ek net voor ek daarby uitkom, laat ek gou hierso net
terugkom op die kommentare, ou Baskoot vra daarso die ouens moet van die superchat bedryf gebruik maak om dan sy party te promoveer. Ons kyk watter van die ouens is die ernstigste. So ja, daar's 'n uitnodiging van Baskoot af. Johan, en dan ja, ek wil dan by die kommentaar ook uitkom, maar ek wil eers jou vraag antwoord en dan gaan ek na die kommentare toe. Johan, ek kan nie sien dat daar grootskaalse geweld na die verkiesing sal wees nie. Daar gaan miskien 'n opstootjie of twee wees, maar ek kan nie sien dat dit grootskaalse geweld sal wees nie. En ek het dit al voorheen gesê op 'n program hier 30 jaar terug met die 94 verkiesing, was die grootste gedeelte van die geweld was voor die verkiesing gewees. Want dit het gegaan om kiesers te intimideer en kiesers te laat probeer oortuig dat jy vir sy party moet stem, en as hy sien hy kry jou nie oortuig nie, dan maak hy die ander party se kiesers minder. Jy weet, en daar was regtig op groot skaal mense doodgemaak. Ek lees vandag 'n artikel dat in KwaZulu-Natal, daar werk hulle nog baie op die 94 stelsel, lyk dit my. Jy weet, hulle het daar gepraat in die laaste jaar of 2 jaar is daar, ek weet nie, oor die, moet my nou nie aanhaal nie, maar jy weet, oor die 100 en iets in die 40 of wat ook al, daar's 'n klomp ouens uitgehaal as gevolg van politiek, en dan moet ons nou verstaan hoe hierdie goed werk. Ons kyk vas, en ek dink in 94 het dit grootliks gegaan oor die groot party en wie se beheer, en gaan die groot terrorist nou in beheer wees, of gaan sy party impies in beheer wees. Maar ek dink die verskywing het gekom die laaste klompie jare meer na 'n plaaslike vlak toe, is dat die een wat wil hoofman oor die 100 wees, wat sy boude nie noodwendig in 'n groenstoel in die parlement wil kry nie, maar hy wil sy boude net in die stadsraad kry, want deesdae kry jy mos nou 'n salaris vir as jy net daar sit en mooi lyk en snert praat. En baie van die ouens begin mekaar nou al uithaal net vir daai lae posisies. Weet, want hulle sien nou by die groot trog is daar te veel vreters, en hy gaan nie saam met die groot varke gevreet kry nie, maar as hy saam met die klein varkies hier onder in die klein krippie vreet, dan is daarom nog plek vir hom. En ek dink daai geweld het meer plaaslik, jy weet, gebeur meer plaaslik as wat dit noodwendig 'n nasionale ding is. Johannes, kies nou gaan ek jou nie kans gee om dadelik terug te antwoord nie. Ek wil net gou hier by die kommentaar uitkom. Interessante ding, ou Andries het nou al geantwoord hier op die superchat bedryf. Hy sê daai OIM wat ek nou gesê het, ek weet nie wie is hulle nie. Hy sê hulle wil alle politieke partye tot niet maak, insluitend hulself, en die stelsel verander na 'n direkte verkiesingsstelsel waar jy direk vir jou leier in jou area stem. Ek ken hulle glad nie, ek weet nie, maar as dit die idee is dit amper soos die ou tydse of soos die politiek in die destydse boererepublieke gewerk het. Jy weet, so iets sal ek stem, maar of sal ek ondersteun, maar ek is nie so oortuig dat as daai ouens soos 'n Jannie Smits eers daai mag geproe het, of hulle daai leiersels gaan laat los nie. Jy weet, as hulle eers in daai stelsel is, en die stelsel sorg vir hulle, jy weet, hierdie politiekery het al groter en beter manne saam die afgrond ingesleep. Johan, kan jy so iets sien gebeur? Alwen, weer eens, daar is ek wil amper sê 'n proses of 'n stelselverandering wat hulle voorstel, maar nou moet hulle deur daai proses of stelsel gaan wat hulle wil afbreek, en ek dink nie, as jy gaan kyk na die gemiddelde Suid-Afrikaanse burger, hulle gaan genoeg steun kry om dit te doen nie. Ek dink ou moet 'n ander manier kry om die publiek te betrek om anderster te dink. Jy moet vir mense die idee van 'n ander model binne in die politiek verkoop, sodat ek wil amper sê dit daar meer druk is. Op hierdie stadium van die wedstryd dink ek het ons te min gesien en gehoor daarvan. Weereens, die idee is goed om weg te beweeg van die partypolitiek af. Ek en jy het nou al baie gepraat daaroor. Die Engelse het dit ontwerp om ons die moeren te hou vir mekaar, dis maar al waaroor dit gaan.
Ek is glad nie 'n partypolitiek voorstander nie. So as hulle sukses behaal, is dit fantasties. Ek dink net daar is dalk ander maniere om meer van die publiek te kry om deel te neem aan 'n idee van verandering. Ekskuus Johan, nou is ek sommer weer hier opgewerk en ek weet voor die tyd het ons nou gesê ons gaan nou nie sê te moer met iemand nie. Maar jy weet, hier's nou weer daai klippie in my skoen. Een van daai verkiesingsverpestings van my. Hier op Bakkiesblad sê Pieter van Wygaard, as jy nie stem nie, kan jy nie klaar nie. Kak man, sommer nou plein weg. Ek kan dit nou nie meer inhou nie. Nou het ek nog gesê twak, maar dis nou sommer plein weg kak praat. As ek belasting kan betaal en die regering kan my vervreem van my belasting, al gaan koop ek net brood en ontneem my van my BTW, dan betaal ek en ek lewe in hierdie land en stemmery het net mooi boggerel daarmee uit te waai. As jy dink jou deel van ding doen in die land is om elke 4 jaar in 'n donderse ry te gaan staan vir 'n paar uur en dan dink jy het jou kant gebring en nou kan jy jou bek uitspoel en die res van die ouens moet nou maar stil bly, dan maak jy 'n moerse fout. Dit is nou net so, as jy nie 'n rugbywedstryd bywoon nie, kan jy nie vir jou TV sit en skree vir die ouens nie, want dan het jy nie 'n sê nie. Dit is dieselfde redenasie man, dit is nou sommer twak. Johan, wat is jou invloed daarvoor ek nou hier opgebou? Ek trek nou amper my baadjie uit. Alwyn, jy moet onthou jy was 3 weke terug nog in die hospitaal gewees. Bedaar broer, bedaar. Nee, dit is 'n algemene opmerking rondom verkiesingstyd dat as jy nie stem nie, dan mag jy nie iets sê nie. Ek dink die mense wat daardie tipe van posisie huldig, erken nie die demokratiese reg van iemand om sy stem te weerhou. En dit is 'n stereotipering na die een kant toe net soveel soos wat dit is na die ander kant toe. So die persoon se keuse om deel te neem aan iets is dieselfde reg as die persoon se keuse om nie deel te neem daaraan. En dit het niks te doen met jy mag nie kla nie. Enige persoon het die reg om wanneer daar onreg is dit te sê. En as dit of jy nou gestem het of nie gestem het nie, die punt van die saak is en hier is hoekom partypolitiek en veral demokrasie dan nie werk nie is, so omdat ons die minderheid is en ons neem deel aan 'n verkiesing wat gebaseer is op getalle, gaan ons altyd verloor. Maar ons mag niks sê daaroor nie. Nou gaan stem ons, so nou mag ons kla. Maar jou kla gaan jou nooit in die posisie kry om te regeer nie, want die stelsel werk op getalle en jou getalle is in die minderheid. So al het jy nou die reg om te kla, het jy nog steeds nie die reg om te regeer of te verander nie. So, jy hoor die punt wat ek maak is om te sê, so jy moet nou gaan stem om te mag kla. Dis eintlik die verstaan van die argument. Jy moet gaan stem om te mag kla. Maar jou kla gaan niks verander nie, want jy is 'n minderheid in 'n stelsel wat werk op getalle. So ek gun elke persoon die reg om te stem of nie te stem nie. Dit is elke persoon se eie ding. Maar daar is altyd iemand wat voel dat die ander persoon se keuse is 'n minderwaardige keuse. En ek dink ou moet wegbly daarvan af. Respekteer elke ou se besluit, dat hy doen wat hy wil doen en dat hy stem vir wie hy wil stem. Dit is mos nou sy saak. Ja, Johan, ek sien nou Johan van der Sand, hy lag ook nie lekker vir my. Hy sê daar gaan ons na 'n PG rating van 18. Maar ja, ekskuus nou vir my uitbarsting, maar so nou dan nodig om die are oop te kry. Jy weet ek was vandag meestal hier in die kantoor, so ek was nie in die strate sodat my bloeddruk kon opjaag nie, so ek kan nou maar my bloeddruk opjaag. Maar Johan, ek gaan nou, ja, jy weet, as die ouens nou so, dan raak ek nou sommer die vieste in, maar so kom ek verduidelik nou ander wiskunde. En ek weet baie ouens gebruik nou die wiskunde, ek dink ek het nou daar geraak van die 4 miljoen blanke, ek weet nie eens hoeveel blankes is daar stemgeregtig is en maar die som is, nou sê die een nou as ons 18 miljoen konservatiewes, jong, ek weet nie waar gaan jy hulle kry in Suid-Afrika daai getalle nie. Maar jy weet een van die maklike somme is as jy vat na die ouens wat belasting betaal, want ek dink die belastingbetalers is vir my
'n goeie voorbeeld van mense wat iets het om te verloor. As 'n ou werk het dat hy gaan belasting betaal, dan het hy nou al ietsie opgebou of hy bly in 'n redelike, weet hy kan 'n huisie bekostig en hy kan 'n motor bekostig. Miskien nou nie die duurste en die platste nie, maar dis 'n ou wat iets het om te verloor. Nou die laaste keer wat ek gekyk het, ons het een keer in 'n ekonomiese program gepraat daarvan, was daar so 7 iets miljoen ouens wat belasting betaal. Met ander woorde, ouens wat vir die regering, nie wat vir die regering geld gee nie, ekskuus. Ouens by wie die regering geld vat, want die regering besit boggerel, al wat die regering besit is geld wat hy by my en jou vervreem. So hy het eintlik niks om uit te deel nie, hy deel my en jou geld uit. En dan, terwyl hulle nou daai geld uitdeel, as hulle dit mos nou by ons gevat het, is dit soos Monopoly geld, want hulle het nie daarvoor gewerk nie, dan deel hulle daai uit, ek dink die syfer, die laaste wat ek by was, op 27 miljoen gestaan, wat nou toelaag kry van een of ander soort, jy weet, daai geld wat die regering sommer net uitgee, en daai geld word uitgegee om kiesers in die hande te kry. Dis hoofsaaklik waarvoor hulle dit gedoen kry. Nou, al gaan stem al 7 miljoen belastingbetalers vir een party. En die ouens wat lewe van hierdie toelaag gaan stem vir die regerende party, want hulle is bang hulle verloor hulle toelaag, dan maak die wiskunde nog steeds nie sin nie, dan sit jy nog met 3 amper 4 keer die hoeveelheid meer mense. Jy weet so, nou sien ek die blou party wat jy van gepraat het, Johan, daai een ou het nou weer vir die mense beloof, nee, ek sien hierdie week, en dit is ook nou goed wat mense die vieste inmaak, dat hierdie ouens lieg openbloot, en hulle lieg, want hulle weet daar is 'n klomp mense wat val vir hulle snert stories. Wat nou vertel, nee, die blou party gaan nou nie toelaat wegvat nie, en enige regdenkende party sal dit begin doen. Inteendeel, die blou party gaan meer geld uitdeel. So, almal wat belasting betaal en vir die blou party gaan staan, weet nou, een van die dinge wat hulle gaan sê is, hulle gaan meer van jou geld weggee. En om meer van jou geld al weg te gee, raai wat, hulle gaan meer geld by jou moet vat om meer geld te hê om weg te gee. Jy weet so, hierdie hele politieke ding het ons nou al bedonder vir die laaste 120 jaar van die eerste Riewe Suid-Afrika af, en het nog nooit iets goeds vir ons ingehou nie. Ek kan nie sien dat dit gaan verander nie. Albei weer eens, die probleem die stelsel of die stelsel, of wat jy ook al dit wil noem, is so opgestel dat dit nie eenvoudig nie kan werk nie. Jy het altyd hierdie, ek wil amper sê, onderskeid. Ek dink, as ek reg onthou, daai selfde artikel wat jy praat van 7 miljoen belastingbetalers, en nou verder gaan lees, is dit maar iets soos 3 miljoen wat 80% van die belasting betaal. Die ander 4 miljoen doen 20%. So daar moet jy ook nog onderskeid gaan tref. Nou, sien jy dit by baie partye, en kom ek maak 'n mooi voorbeeld daarvan. Ek het so ruk lank bietjie TikTok video's gekyk, dan volg jy ou, dan maak hy mooi Afrikaanse inhoud, dan kry hy nou 'n klomp volgelinge. Dan hierso op 'n sekere hoeveelheid, dan begin hy 'n plafon slaan, want daar is net soveel Afrikaanse mense op TikTok. En dan die volgende begin hy Engelse video's maak, want hy wil deur daai plafon breek, want Engels is 'n baie groter mark. En jy sien dit nou met dieselfde ding by politieke partye. So hy het 'n groep wat hy verteenwoordig, met 'n sekere stel waardes en 'n sekere stel beginsels, maar daai groep se getalle is beperk. Die enigste manier hoe hy meer stemme kan kry, is om vir meer groepe spasie te maak en meer groepe te akkommodeer. Om dit te kan doen, kan hy nie meer eksklusief die waardes en die beginsel van die primêre groep beskerm nie. Hy moet nou sy raamwerk breër trek en meer groepe se waardes en beginsels akkommodeer. Nou sit jy met partye wat praat van hulle wil aanhou om die toelaat te gee. Wat is volgende? Wil hulle aanhou om hierdie mediese ding ook te ondersteun? Want jy moet dit doen, want daar's nou 40 miljoen mense wat nie toegang het tot mediese hulp. Meer seker, 50 miljoen mense wat nie toegang het nie, wat graag wil hê daai wet moet deurgaan sodat hulle ook mediese sorg gaan kry. So jy kan nie vir daai mense sê ons gaan jou nie help nie, want dan sny jy 50 miljoen stemme af. En dis hoekom politiek nie werk nie. Die wiskunde in Suid-Afrika op die einde van die dag gaan ons sien gaan volgens kultuurgroepe hardloop
Die MK is die eerste een wat erg nasionalisties Zulu is. Die ANC was maar nog altyd baie sterk Xhosa. Jy gaan begin sien hoe hierdie groepe op die einde van die dag op kultuurlyne gaan kraap. Johan, gelukkig het ek vanmôre my bloeddrukpilletjie gedrink. Ek sal nou daarby uitkom, maar een ding wat jy vertel het, ek wil net vir Pieter van Wyngaard weer antwoord. Ek sien hierso een van die toe jy nou praat oor die nasionale gesondheidsversekering. Toe sien ek nou daar op Twitter, ek is nou deesdae moet ek sê redelik min op sosiale media, maar nou die dag toe loer ek net so vinnig en ek sien nou Dagbreker wat hier is. Hy's ook, ek sien hy's nogal gereeld op Twitter, Dagbreker, jy moet my eendag 'n bietjie verduidelik hoe daai goed werk. Ek verstaan nog nie lekker hoe daai ding werk en ek sien partykeer antwoord hy dan antwoord ek om 'n maand laat of iets. Maar dit verskoning daarvoor, ek wou dit nou nogal vir hom gesê het op die program is net omdat ek nie verstaan hoe lekker hoe daai ding werk nie. Nou daai Twitter is nou Elon se ding, hy mos nou nie meer Twitter nie. Maar in elk geval toe sien ek daar is 'n groot gedeelte van die swart Twitter gebruikers kan nie verstaan dat die klomp ouens teen nasionale gesondheidsversekering is nie, want hulle redeneer en dit was deur die bank was die argument omtrent gewees. Hulle kan nie verstaan dat mense teen nasionale gesondheidsversekering is nie, want ons wil nou nie hê die arme mense moet goeie gesondheidsorg kry nie. En hulle het daarby vasgehaak. Maar hulle haak daarby vas omdat hulle nie ekonomiese beginsels verstaan nie. Die ekonomiese beginsels sê dat iemand moet iets daarvoor betaal. Daar's boggerol vir dit nie. Jy weet, die ou mense het ons gesê jy het een hand vol stront en een hand het vol politieke beloftes, raai wat 'n hand is die volste. Maar wat dan gebeur, jy weet, iemand moet daarvoor betaal en hulle verstaan nie dat die geld daar is nie genoeg geld om daarvoor te betaal nie. So, die lang storie kort is dat niemand almal gaan nie ewe goeie gesondheidsorg hê nie. Almal gaan bykans geen gesondheidsorg hê nie. So, almal gaan doodgaan in rye en almal gaan doodgaan en wag vir pille en almal gaan doodgaan en wag om die dokter te sien. Jy weet, so, ten minste gaan ons dan almal gelyk wees, maar jy gaan nie dit reg kry om vir die arme mense ewe skielik goeie gesondheidsorg te gee nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy weet maar, dit was die redenasie vermoë en dit is hoekom daai ouens baie maklik oortuigbaar is. En ek sien nou Pieter sê, as jy 'n draadsitter is, ek neem aan jy praat met my Pieter, want glo nie as 'n ander jy wat jy so op kon wys nie. Is dit jou saak? Dink ons klomp is stupid as jy sien hoeveel blanke stig klein partye. Weereens Pieter gaan sit mooi en dan gaan dink jy terug in jou graad 2 wiskunde en dan maak jy die somme van hoeveel mense al gaan stem. Gebruik Smarties, hulle is lekker klere, so dat jy hulle en dan het jy nou van daai lotte wat jy het jy nou omtrent so, ek dink is ons omtrent so, nee ek weet nie of ons 7% mee is nie, maar 7% Smarties is, as jy 100 is, dan kies jy nou een kleur Smarties wat dan net 7 van is, en dan kyk jy vir hoeveel, al stem al die rooi Smarties vir een party, dan kyk jy nog steeds waar kom jy uit teenoor die ander 100 Smarties, miskien werk dit vir jou, ja, nee, dat ek nou nie mooi sê nie, maar Johan, Pleinweg, die wiskunde maak nie saak nie, dit is weer eens, jy weet dit, hier om die regering, of om 'n verkiesing, en dis nou eintlik nie waar ek wou gehad het vanaand se program moet heen gaan nie, maar dit gebeur ook daarom so nou en dan. Jy weet, maar dit raak vir my amper soos hierdie spuit ding nie. Jy weet nou, as jy wil gaan spuit gaan staan en ry, as jy nie wil gaan spuit, is dit ook reg, maar jy het destyds ook 'n baie mooi video gemaak, juis oor hierdie dat ouens mekaar verguis oor die spuiters en die nie spuiters, en jy weet nou, rondom 'n verkiesing gaan dit nou, dan het jy die stemmers teen die nie stemmers, maar dan het jy ook die stemmers teen die stemmers teen die stemmers teen die stemmers, jy weet, dit is, jy weet, die ding moet net oor en verby kom, laat ons kan aangaan met ons lewe, want dit doen niemand gunste nie, dit maak ons kwaad vir mekaar onnodig versnerd, want ek kan nie sien dat na die verkiesing
daar strate verandering gaan kom nie. Ek sien die ekonomie en ek praat met baie ouens die laaste 2 maande of iets is besigheid redelik stil in baie gevalle. En met baie ouens wat jy praat, jy weet dit is, en vir die vorige verkiesing was dit ook so, die ouens wag eers om te sien wat in die verkiesing gaan gebeur en dan besluit hulle nou. Jy weet ek is nou nie 'n siener nie, maar ek dink ek kan met redelike gemak sê dat dinge gaan na die verkiesing wees soos wat dit voor die verkiesing gaan wees. Miskien gaan 'n paar ouens in stoeltjies 'n bietjie rondskuif, maar ek kan nie veel sien verander na die verkiesing as voor die verkiesing nie. Alweer 'n ander punt wat ons moet aanraak is om nie te vergeet hoe weerstandig ons van die regering geword het die laaste 30 jaar. Mense het self begin doen en behalwe vir die direkte implikasie van die belasting wat jy betaal by die volstasie en die belasting wat jy betaal op jou salarisstrook en dis meer, het die invloed van die regering en wat die regering doen eintlik so minimaal geword vir meeste van ons. Vat die tuiskool gedagte, vat energieopwekking, vat vullisverwydering, vat alles in die ekonomie. Ons doen al meer goed self. So wie in beheer is van die regering het eintlik 'n al kleiner invloed op ons, want ons is besig om onsself, ek wil amper sê te verhard of te beskerm teen regeringsinvloed in ons huise en in ons gemeenskappe. En ek dink dit dra by tot hierdie idee van ek gee nie eintlik om vir wie stem of wie in die regering is nie. My fokus is om hierso waar ek is te sorg dat volgende week Woensdag, soos wat jy gesê het, my gesin veilig is, daar water in my opgaartank is, dat ek my batterye gelaai het, dat my radio's werk en dat my buurtwag aan die gang is. Ek dink baie mense is besig om te breek met die idee van die regering, omdat ons vir soveel jare al, ek wil amper sê mishandel is deur 'n regering wat net vir ons niks voel. So ek dink nie mense het regtig meer die behoefte of assosiasie of beskou ons regering as 'n wonderlike verteenwoordigende liggaam van die mense van Suid-Afrika. En die punt wat jy maak, dat ons mekaar kwaad is, en dit is wat ek vroeër in die program ook gesê het, die stelsel is ontwerp om ons kwaad te maak vir mekaar. Want elkeen het nou sy eie ding en dit word, ek wil amper sê, dit word so vereenvoudig tot blou hempies en geel hempies en groen hempies, en die feit dat jy 'n groen hempie aan het maak my kwaad vir jou, of die feit dat jy nie 'n merkie op jou duim het nie, maak my kwaad vir jou. Dit terwyl ons nou mekaar nodig het, daar waar die werk moet plaasvind, want ek was laasweek by 'n netwerksessie waar daar verskillende nie winsnemende organisasies, so 'n pragtige woord vir NPC, 'n nie winsnemende organisasie was. En deur die bank sê hulle almal, donasies word al minder, ons sukkel, ons kry nie kos nie, ons kry nie skenkings nie en die behoefte word groter. Nou, wat sê dit vir jou? Daar's nood, daar's moeilikheid op pad, op grondvlak. Ons kan nie nou die luksheid bekostig om met mekaar te beklei oor 'n stemmery of 'n nie stemmery nie, en dis hoekom ek saam met jou stem. Ek wens donderdag of Vrydag volgende week wil nou kom, dat daar nou besluit is wat besluit is, en dat wat gebeur, maar dat ons volgende, die maandag daarna, daai selfe ouens wat daai naaltjie het, ook sien patrollie ry, ook sien gee vir donasies, ook sien help om ons erfenisterreine skoon te maak, ook sien help om Orania te bou, ook sien help om jy weet, om die werk te doen. Dis wat ek wil graag sien. Want ons is eintlik 'n groep wat vir mekaar moet kyk en nie met mekaar moet stry oor al die nonsens. Johan, ekskuus, ek is nou vanaand so in hierdie programme, nee, ek het vergeet om enige van die advertensies te speel. ek het myself nou so vanaand hierso gevererg. Jy weet so, ek vra om verskoning daar vir die mense wat nie gehou daarvan, die moet dit nou nie teen my hou nie, vergewe maar asseblief. Ek wou nou nogal by die geloofskwessie uitgekom het, maar ek gaan dit maar laat staan, want ons
ons gaan daar net weer ekstra kwaad raak vir mekaar. So ek sal maar hierdie advertensietjie so 'n bietjie inspeel hierso. Maar ek sien Dagbreker sê daar's inderdaad 'n beweging tot staatsbestandheid. Ja, dis nie mooi woord. En ek dink hy vat dit daar mooi saam. Jy weet ou almal probeer daar uitkom. Maar Johan, jy praat nou so van jou erfenis en ek sien hierdie ouens wat nou graag praat oor die stemmery. My ondervinding is dat hulle nie graag die ouens wat die patrollie ry nie, en jy weet wat die ander goed te doen nie, jy weet as hy in die ry gestaan het, dan dink hy doen dit, maar dit is hy deel gedoen vir 4 jaar. Jy weet so, dan ek ry patrollie om die ander ouens wat te gaan stem, veilig te hou, maar ek mag nie kla nie. Johan, maar hier is ons nou iets lekker, daar in Carolina, is daar 'n burgermonument, en ek sien hierdie ou het nou kop verloor. Nou moet ek sê, ek het nou so 'n bietjie hierdie storie gevolg, en ek was al daar by Carolina. Nou Carolina is daar in die Oos-Transvaal, vir die wat nou nie weet waar Carolina is nie. Maar toe ek hierdie standbeeld die laaste keer gesien het, toe was hy nou al een hand weg gewees, maar die ou daarom nog 'n kop gehad. Nou die ouens van die FHK, hulle het werk gemaak om hierdie ding hierdie monument te herstel. Soos ek sê, ek weet die hand is nou al baie jare daarmee heen, maar soos ek verstaan, gaan hierdie ouens die monument weer mooi onthul, en as ek dit nou nie mis het nie, gaan die ouens hom dalk skuif, maar hulle die onthulling vind plaas by die NG Kerk, hoek van Steyn en Kerkstraat, en ek dink amper, ek weet hierdie monument het daar by die kerk gestaan, as ek dit nie mis het nie. En dit vind plaas op die 31ste Mei, wat dan die ou Republiekdag wees om 11:30, en dan het hulle so kort programmetjie met ouens wat nou gaan mooi praat en elke ding, maar as jy daar in die Oos-Transvaal is daar nou iets lekker om te doen. As jy nou in 'n ry wil gaan staan, want ek kan jou wet, by onthulling van 'n monument van ons eie erfenis is die rye gewoonlik kort. So jy gaan miskien in die ry moet staan om toilet toe te gaan, maar glo my, dit gaan nie 'n lang ry wees soos 'n verkiesingsry nie. So gaan staan gerus daar in die ry, so dat ons daarom ons dosis kultuur ook ingekry. Ja, dis goed om te sien as mense wat nog aan ons kultuur werk en wat probeer behoue bly. Ek sien Orania ook nou met hierdie gaan hulle nou die Paul Creer skuif Orania toe, of is dit 'n replika? Weet jy wat daar aangaan? Johan, sover wat ek verstaan, is dit 'n replika. Ek dink nie hulle gaan hom skuif nie. Sover ek verstaan, is dit 'n replika. Ek mag dalk die pot mis dit, maar dis hoe ek dit het. Ja, maar Orania doen ook hulle kant om as erfenis bewaarders op te tree, en 'n klomp van ons mooi goed daar te gaan bære, dat dit nie verniel word nie. Ek dink op die einde van die dag is dit hoe mens dit vir nou moet sien. Ek weet daar's baie argumente wat mense sê hou hom waar hy is, maar dis al maar hartseer om te sien van hierdie plekke, weet ons mense kom nie meer daar nie en ons goed verniel daarso en dit word nie opgepas nie. Los jy hom nou daar laat hy tot niet gaan en op die einde van die dag as skrootmetaal opeindig, of vat jy maar daar iewerster in die Noord-Kaap waar die son skyn en daar meer van ons mense is wat hom kan sien. Dis 'n interessante gesprek om te hê. Johan, ek sien Hendrik van die Kerk, hy lyk by 'n Kleinfonteiner. Hy sê Kleinfontein, op Kleinfontein het ons eie krag, water en rioolsuiwering. Julle kan ons voorbeeld volg. Ek moet jy sien, ek dink die rioolsuiweringswerke is nou nie baie lank terug in werking gestel daar nie, en jy weet daai ons roer ook daar, Kleinfontein roer ook, ja nee, dit is goed. Ek was eintlik redelik lanklaas op Kleinfontein, en dan die 1 Junie, ek dink die 12de Junie is die slag van Donkerhoek, gewoonlik die naweek die naaste, ek dink dis hierdie jaar die 8ste omtrent, is daar gewoonlik herdenking van die slag van Donkerhoek, wat daar op Kleinfontein gehou word, op Kleinfontein se perseel, net so naby die begrafplaas is daar grafte van ek dink die Australiërs, ek dink daar's 'n Kanadees of 2 ook daar, en dan op die kop is die
is die monument van die slag van Kleinfontein. So ja nee, vir die Kleinfonteiners, hulle is ook manne en dames, ekskuus, wat hulle kan bring. So nee, dit is goed so. Nou moet ek sê is Koot se uitdaging oor die ouens wat nou sê vir watter politieke party hy stem. Ek sien daar was nie verskriklik baie ouens wat hulle politieke party wou voordruk nie. Behalwe Andries van der Walt wat praat van OAM. En hy sê as jy glo in selfbeskikking stem OAM. Nou ek moet nou sê Andries, baie dankie vir jou bydraes vanaand. En dan moet ek sê dit wat jy verduidelik het, ek sal dalk 'n bietjie meer gaan oorlees of oplees oor OAM. Maar jy weet dit bring my nog nie verby my geloofsbesware nie, maar ons sal daai hou vir 'n ander aand. Ja, dit is ek dink op die einde van die dag as jy en ek het die week met iemand gepraat daaroor oor beginsels en waardes. Ek gaan vanaand eerlik wees Alwyn, as ek regtig gaan oor my spesifieke beginsels en waardes, dan sukkel ek om te sê hierso is 'n party wat eksklusief en 100% in alles wat hulle doen, my beginsels en waardes verteenwoordig. Ja, dit is moeilik om almal se beginsels en waardes te verteenwoordig en daar is partye wat nader aan dit is en partye wat verder van dit is. Maar ek dink tog dis die oomblik as jy met politiek besig is en dit is nou ongelukkig dis 'n groot organisasie. Jy kan ook nou nie pa staan vir wat almal in die organisasie doen nie. Ek verstaan dit. Daar gaan mense wees wat skelm optree in jou organisasie. Alles die beleid van die organisasie nie om skelm te wees nie. Ek verstaan dit. Maar dit is moeilik want daai ouens is die draer van jou organisasie en hulle doen baie keer goed wat ander ouens nie mee saamstem nie en wat dalk nou nie met my waardes en beginsels ooreenstem nie. So uit 'n suiwer 100% beginsel oogpunt dink ek daar's baie van ons wat gaan sukkel om te sê net hierdie party of hierdie party is die beste. Ek dink daar's 'n klomp ouens wat ek wil amper sê 'n tipe van 'n strategiese keuse maak om te sê hierdie party is die naaste aan wat ek voel oor die saak, so ek gaan hulle maar ondersteun of hierdie groep is ten minste teen die ander groep. Ek gaan hulle maar ondersteun en hoop vir beter dienslewering. Ek dink dit is die twee, ek wil amper sê motiverings hoekom ouens gaan stem. Dat dit meer 'n strategiese stem is as 'n beginselstem, want ek dink 'n klomp van ons het vra by 'n klomp van hierdie partye wat ons dalk iets verstaan het wat ons dink nie heeltemal nie so is soos wat dit was nie. Ja, die Johan, ek stem nogal saam met jou. Jy weet, ek sien geen party. En dit is vir my elke jaar is die partye beskikbaar nog verder weg van my waardes en beginsels. Want elke jaar neek hulle meer stroom aan agter die breë weg. Jy weet, daai breë weg en smal weg prentjie, mense sien dit nou nie meer nie, maar mense het dit nogal baie gesien toe ek nou nog 'n kind was. Ek weet nie of jy dit gesien het, so die Bybelse prentjies wat jy in 'n ou tannie se huis gesien het of ou sien dit nie meer nie, maar dit voel vir my soos die breë weg en die smal weg. En dit is nie dat my beginsels en waardes verander het nie. Dit is net 'n ou se beginsels en waardes dieselfde gebly, maar die ander het van die pad af geneek agter die skares aan. Jy weet, dis hoe dit vir my voel. So ek is nie verskriklik opgewonde oor enige party nie, maar Johan, ek dink ons moet dit daar los, ons is al weer sterk oor 'n uur. Maar ek dink ons moet volgende week kyk of ons dalk vir Tian ook 'n bietjie kan opkry. Ons sal dalk by Baskoot hoor, want ek weet Tian, ek het nou so skrywe van hom gesien oor Kerkstraat, ons nou nie eens daarby uitgekom nie, het ek nou gesien, Tian is baie opgewonde oor die verkiesing. En jy weet, Tian is een van die ouens wat vir die mense gaan vertel, dat dit nou wonderlik is. So, as ons nou volgende week, want ek vermoed, ons gaan volgende week nog krag hê met verkiesingsdag. Ek weet nie of ons volgende donderdag gaan krag hê nie, maar ek dink ons gaan nog volgende woensdag aand, ten minste, ek weet nie hoe laat is die stemsirkus verby nie, maar ons behoort daarom nog krag te hê tot na die stemmery. Ek kan nou nie sê ons gaan krag hê donderdag en Vrydag in die naweek daarna nie, maar miskien gaan ons nog weer maklike program kan aanbied volgende woensdag en daarna kan dit dalk 'n uitdaging raak.
Ja, alwen ek sal nou maar op bystand wees. Ou weet nou nie hoe lank is die rye daar by Rietbron se verkiesings lokaal nie. Want daar is jy nog in die ry. Ekskuus, ek loer dit gou hierso. Ja nee, kyk, ek weet hy pendel tussen twee plekke. Jy weet hy pendel mos nou tussen Rietbron en Orania, maar ek kan nie dink dat daar by een van daai plekke die skares jou gaan doodtrap nie. Hoor hierso, ek moet jou eers wys, hierdie vryheidsvogels het begin ontsnap. Ek moes die ding hoor, maar so hulle het nou hoor, hulle het vat hulle naam nou kop toe, hulle wil nou ontsnap. Hoorie Johan, ja, jy het nou nogal vroeër vanaand gewonder of ons dit gaan pla, maar jy het nou daai heining gewys, maar kan jy nou swaai dat ons kan sien hoe groot is die vogels? Ons het nou 2 weke laas gesien, so kan jy so draai dat ons die voël sien? Ek het nou die heining gesien, maar ek het nou nie gesien hoe groot dit. Ja, ek weet nie alweer jy iets sien daarso. So amper. As hy daar's 'n renjaer of 'n naloper. Ja nee. Ja, alles. Wat as ek nou so dis nou moeilik op die kamera, as ek nou kan verduidelik, wat is hulle nou omtrent 'n kwartel grootte? Ja, hy so ek wil amper sê 'n sterk kwartel se grootte. Maar luister, hulle is soos hierdie wat is hierdie gemengde kuns wat jy kyk, hierdie van Driekus hulle. Hierso is so 2 uitjies, dan maak hulle so 'n pak en dan hierdie 2 dan vaar hulle 2 nou hier in mekaar in die middel, dan as jy hoor dit is so oplewing hierso, dan daar 2, ek neem aan dis nou maar hane wat mekaar nou so 'n bietjie die stryd aansê. Maar ja, dit is amper soos daai gevegte van Driekus hulle jy hoor hom, maar hulle word oulik, nou moet hulle eintlik uitgaan, maar hulle baas kry hulle jammer, want dit is koud in die aande nou, dis hoekom hulle nog hier binne is. Ja nee, ek dink daai is meer soos oom Jan Wilkins, hulle het seker vol stryskop as dit vogels is. Ja, ja, ek kan dit nog afneem as jy video stuur. Ja, die ou dagbreker sê, jyne daai voëls het groot geword. Maar Johan, ja, ek was ook vandag geseën, hier laatmiddag het 2 van my oeye gelam, so ek het 2 lammers, maar gelukkig sorg hulle mammies goed vir hulle, ek hoef hulle daar nie in die kantoor groot te maak nie, en vir jou foto's te wys nie, maar ja, ou's geseënd altyd as hy omring kan word deur nuwe lewe en jong lewens. Jy gaan slaap 'n ryker man as wat jy opgestaan het, dan is dit 'n goeie dag. Ja, nee, Johan, nou daarmee, ons staan nou al amper hier, na 1 uur en 'n kwart se kant toe, so is nou seker tyd om totsiens te sê, en ek weet nou volgende week, ek weet nou, ou James hulle het so gepraat van Orania, ek weet ou James hulle, James, ek weet nou nie of jy ons program kyk nie, maar jy moet nou maar so lank baie slaap daar, en ek hoop die klein ding gaan nou vir jou baie slaap, want hulle gaan mos nou wakker sit vir dae en nagte, om te kyk vir die stemtellery en die goede. Ek dink maar net is omdat ons skoolstelsel so sleg is, dat hulle so stadig tel hier by ons, maar miskien moet ons maar ons gaan nie volgende week kan kyk nie, na die stemtellery nie. Nee, ek dink ons los daai maar vir die ouens wat in die rye gaan staan, om daai oorsig te doen. Ons sal 'n week wag dat ons al die antwoorde ken. Ja, Alwyn, dankie vir al die mense wat saam gekuier het, en skus as ons nou op tone getrap het. Vir die mense wat wil gaan stem, doen jou plig, stem lekker. Vir die mense wat nie stem nie, geniet die dag. Dis nog lekker buitekant, miskien lekker braai. Maar ja, dankie vir almal se saamkuier, en dankie dat almal die vrymoedigheid het om iets te sê. Ja, al het ek so 'n bietjie bloeddruk 'n bietjie opgejaag, wil ek ook net sê vrede vir almal. En dan van my kant af is dit soos ouer gewoonte, alles van die beeste in groente op die plaas.